Môre kan jy glo, dis alweer Vrydagoggend, dit is die 13de van die maand Maart en ons sluit ons reeksie af rondom die wedergeboorte en ek lees vir jou Johannes hoofstuk 1 vers 11 en 12. Nou, ons het al met mekaar daaroor gepraat, eintlik was ons teks Johannes hoofstuk 3, waar Nicodemus 'n gesprek gehad het, 'n baie besonderse, ek wil dit selfs 'n teologiese en 'n diep godsdienstige, nee, kom ons noem dit 'n diep geestelike gesprek met die Here Jesus gehad het. Hier word die hele wese van Christendom word hier uitgepak. Maar nou gaan ek vir jou lees in Johannes 1 vers 12, want hier gaan dit oor, wat is daai konneksie moment wat wedergeboorte plaasvind? Wat is daardie bymekaar kom, waar die punte bymekaar kom, waar die tekkie die teer slaan, né? Wanneer daai bevrugting plaasvind. Wat is dit? En ons lees dit in Johannes hoofstuk 1 verse 11 en 12. Hy, dis nou die Here Jesus, het na sy eiendom gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Ek het nie tyd nie, maar ek kan vir jou soveel vertel van Bybelse tekste wat dit vir ons wys en in die praktyk dat ek die ou bring tot by die Here, tot die perd by die water, en dan kan hulle net nie daai tree gee nie. Dat ek wil huil, dat ek wil gil en skree en te kere gaan, maar dat daardie persoon, vrou of man, net nie daai pad, daai stap kan doen nie. Om daai deur, ek staan by die deur en ek klop, sê die Here Jesus, maar hy kan daai deur nie oopmaak nie. Die ryk man sê, ek wil my hele lewe vir die Here gee, maar hy sien nie kans om alles te verkoop nie. Hy sien nie kans vir daai oorgawe nie. Hoe het iemand gesê, ek sien nie kans, hierdie kant van die muur of die gebou of die kamer, die ken ek, die lewe ek al vir jare, maar om daar deur te gaan, ek weet nie hoe lyk dit daar aan die ander kant nie, en ek sien nie kans om daai stap te neem nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Weet jy, in die kerk sit daar mense wat vanweë die onkundigheid, of die emosionaliteit, of die geestelikheid, net nie daai stap kan neem nie. Maar dan staan daar in vers 12, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. En wat is daardie stap om te glo, om hom aan te neem? En ek kan nie anders as om terug te gaan na die metafoor van 'n huwelik nie. Daardie man en meisie, party gaan 'n kortstondige verhouding voor hulle trou. Ander het weer lang verhoudings tot bykans 10 jaar. Party van hulle bly self saam voordat hulle uiteindelik kom vasmaak, né? Maar elke keer, kom ek sê dit nou maar vir jou, elke keer as ek 'n paartjie trou, dan staan ek verstom. Dat maak nie saak of dit 100.000 of $1 miljoen troue is, en dit sommer om my studeerkamer is, en net die papiere invul nie. Al wat dit vra is, ja. Neem jy hierdie vrou? Ja. Neem jy hierdie man? Ja. En ons teken, ja. En dan is dit die begin van 'n totale nuwe lewe, 'n gesinslewe. Kinders word verwek en 'n nageslag word opgebou. En daardie vrou kry 'n nuwe naam, 'n nuwe identiteit, né? En word in volle erfgenaam van die hele testament. Dis wat die woordjie ja beteken. En in hierdie oggend
wil ek vir jou vra, jy wat hier luister, ek wil nie vir jou vra hoe lank kom jy met die kerk aan nie, maar jy al ja gesê. Het jy al amptelik ja gesê vir die Here God, vir Jesus? Ja, ek sê met my hele lewe ja, en ek maak 'n verbond, 'n kontrak met U, Here. Ek kom bid vir elke oor wat U hoor, dat U deur U Heilige Gees mense sal lei, om te kan sê van ganse harte, ja, Here Jesus, Maranatha, kom. Amen. Mag jy 'n wonderlike naweek beleef. Mooi loop.